Prys die Here. 1, 2. Nou vanoggend vir my nou nie werk nie. One, two. Iemand het my gemute. Check net ek. Prys die Here. Hierdie nuwe tegnologie wat alles so van die tablets en goeders afwerk. Ek sukkel nog met dit. Maar prys die Here, hy gee vir ons genade en hy gee vir ons ouens wat dit kan doen. Prys die Here. Ek wil vanmôre met die kortliks deel uit die woord van die Here uit en ek bid regtig dat jy nie net vanmôre na 'n lekker boodskapie sal luister nie, maar dat die woord van God vanmôre iets in jou lewe sal kom doen. Want ek wil vir jy sê, ons dien 'n awesome, amazing groot God. Daar's niemand soos die Here nie. En ek wil met u saam lees uit verskeie gedeeltes uit die woord van die Here. Eerstens uit Jeremia hoofstuk 17 vanaf vers 7 tot en met vers 10. Daarna gaan ons in Johannes lees, is 2 versies uit hoofstuk 4 uit en dan ook uit hoofstuk 6. So 'n paar versies. Jeremia 17 vanaf vers 7, die vorige versie sê hy vervloek is die mens wat op die mens vertrou en wat die arm van vlees sy hulp maak. Maar hy praat hier vanmôre, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie. So net om op God te vertrou beteken nie daar gaan nie hitte kom nie. Dinge word soms warm as jy die Here dien. Hy sê jy gaan nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hy hou nie op om vrug te dra nie. Die Here sê ook nie daar gaan nie 'n jaar van droogte kom nie. En dis seker een van die grootste foute wat die kerk maak, is om te sê as jy die Here dien, gaan daar nie storms wees nie. Ja, die Here dien is alles is net 'n goeie seisoen. Maar ek wil vir jou sê ons gaan deur elke liewe seisoen, van winter tot herfs en somer en lente. Ons beleef al die seisoene in ons geestelike lewe, in ons verhouding met die Here. Goed loop verkeerd soms. Partykeer lyk dinge om my maar woes. Partykeer gaan ek deur goed waarvoor ek nie antwoorde het nie. En maar God gee ons 'n belofte dat as ek my vertroue in hom sit en hy my vertroue is, dan sal ek wees soos 'n boom. So ek is nie outomaties 'n boom wat geplant is nie. Daar is 'n voorwaarde om so 'n tipe boom te wees en dit is dat ek moet my vertroue in die Here hê. So nie as ek net aan God behoort nie. Daar's baie ouens wat aan Jesus behoort, hulle harte vir die Here gegee het, maar hulle het 'n bietjie min vrug. Die blare val af en hulle word rondgeslinger deur elke liewe storm wat kom. Woord van die Here sê op 'n ander plek dat as iemand na my woorde luister en dit doen, ek sal vir julle wys soos wie sal hy wees. Hy is soos 'n man wat sy huis op die rots bou. En die wind kom en die storms kom en dit sal teen daardie huis kom maar hy sal bly staan. Hoekom? Want sy vertroue is in die Here. En baie mense kan God net vertrou wanneer dit met my goed gaan. Kyk, dis baie maklik om die Here te vertrou as ek gesond voel. Dis maklik om God te vertrou as alles alright is in my huwelik. Dis maklik om God te vertrou as alles lekker is by die werk. Dis maklik om te vertrou as my kinders nie moeilik is by die huis nie. Dis maklik om God te vertrou as my yskas vol is. Dis maklik om God te vertrou wanneer ek op 'n geestelike goeie plek is. Dis 'n ander ding om God te vertrou wanneer droogte kom.
Dis 'n ander ding om te sê die Here is my vertroue en ek vertrou in die Here wanneer dit lyk of alles om my uitmekaar uit wil val. Nou ek weet nie van jou nie, al my lewe het ek dit al alles beleef. En ongelukkig wil die somers en lenteseisoene nie altyd bly nie. Hulle is net 'n seisoen. En in my geestelike lewe het ek dit ook al baie ervaar. Daar's tye wanneer ek nader aan die Here voel, tye waar ek makliker bid, tye waar ek makliker worship, en dan kom daar tye waar dit vir my voel, Here, ek sukkel om te worship. Ek sukkel om sin te maak, want die woord sê dit en die belofte sê dit, maar wat in my lewe aangaan, is alles behalwe wat in die woord lyk. Maar daar is 'n geheim dat God ons gee, dat as ek op hom vertrou, maak dit nie saak wat die seisoen sal wees nie. So dit verander nêrens die seisoen nie. In hierdie skrif sal jy sien dat wanneer ek op God vertrou, dit nie die seisoen verander nie, maar dit die persoon verander wat in die seisoen is. Jy moet nou mooi luister. So wanneer ek op God vertrou, verander God nie, ek verander, want hy leer my om groen te bly in 'n tyd waar dit vir my nie natuurlik is om groen te bly nie. Hy leer my om vrug te dra in 'n tydperk waar dit nie natuurlik moontlik is eintlik om vrug te dra nie. Maar die geheim is waar ek ingeplant is. Omdat ek op hom vertrou, is ek by strome van lewende water ingeplant. Jy moet dit vanmôre, ek wil hê jy moet dit snap. So, wil God my help? Ja, God wil hê, hy wil my help. En dis die vraag waarmee ons baie keer sukkel wanneer droogte in my lewe kom. Ek weet nie of die Here my wil help nie. Ek weet nie of die Here my hoor nie. Hoekom is daar droogte? Hoekom gebeur hierdie dinge? En nou soek ons God in die woestyn. Here, waar is die Here? Maar wanneer jy God vertrou, dan laat God water loop uit 'n klip uit, waar dan nie normaalweg water loop nie. Hoekom? Want strome van lewende water is anders as gewone strome. Jy moet dit vanmôre luister. Gewone strome droog op. Mensgemaakte planne droog op. Op 'n ander plek praat die woord van die Here oor mensgemaakte reënbakke. Hy sê, ek het dit teen hierdie volk, dat hulle vir hulle mensgemaakte reënbakke gemaak het, goed wat geen water kan hou nie, want dit bars oor tyd. En hulle my die strome van lewende water verlaat het. En baie keer wanneer ek in droogte kom, dan maak ek planne. En ek probeer hierdie gebedsaksie en ek probeer daardie ding, en waar lê die geheim? Want al die kursusse, hoeveel van jy en ek het al kursusse begin doen wanneer niks in my lewe sin maak nie. En daai persoon het sê, as jy nou hierdie dinge toepas in jou lewe, as jy deur hierdie storm gaan, begin hierdie kursus en hierdie gebedsding en begin hierdie goed, dit gaan werk. En dan doen jy dit, dan dink jy, Here, dit het my goed laat voel, want ek het ergens al 'n bietjie gedrink, maar nou is dit weer leeg. Waar lê die geheim? Jesus sê vir ons, dat hulle wat van hierdie water sal drink, wat ek jou sal gee. Jy sal jy in jou ewigheid nooit weer dors kry nie. Ons maak baie keer in ons geestelike lewe reënbakke en goeters, en sonder dat ons weet, sit ons vertroue op ons pogings om groen te bly. Hoeveel keer het jy al uit jou eie pogings uit probeer om nader aan God te wees? Het jy al probeer om vrug te dra wanneer daar dinge droogloop? En die geheim is dat I just need to trust him. I need to put my trust in him. Hy is die supplier. Daar is niemand anderste wat lewende water kan gee nie, en niks wat ek doen kan lewende water gee nie. Die enigste ding wat ek kan doen is drink. Sê elkeen wat kom drink van die water wat ek jou sal gee.
Dit is God se woord en ek wil hê dat ons vanmôre hierdie geheim moet hoor. Beteken dit dat ek nie goeders moet doen nie? Ek het dit vanmôre so mooi vir hulle hier agter verduidelik. Al wat ek moet doen is wat Jesus sê ek moet doen. Dis al wat ons moet doen in ons lewe is agter hom aanloop en doen wat hy sê ek moet doen. As hy gaan sê gaan haal ek kan, dan gaan haal ek dit kan. As hy sê bring vir my broodjies en visse, dan bring ek die broodjies en visse, of dit nou sin maak of nie. As hy vir my sê gaan by die skytjie in die water en gooi die nette nou aan die ander kant, dan sê ek Here, maar ons het die hele dag al vis gevang, ons het niks gevang nie. Moenie worry nie, doen net wat ek sê. Gooi nou maar die ander kant in. Here, ons het 'n penning nodig vir die tempelbelasting, ons het nie geld nie, gaan vang 'n vis. Hoe maak dit sin? As jy geld nodig het vir tempelbelasting, of wat ook al, en nou sê Jesus vir jou, gaan vang 'n vis. Here, dit maak nie nou vir my sin om 'n vis te vang nie, maar ek weet net in die vis se mond het God dit gesit wat ek nodig het. Dit het nie oor die vis gegaan nie, it was about trusting him. Nie alles wat God vir ons baie keer sê maak sin. En dis die probleem, ons soek goed wat sin maak. Maar as jy in die bonatuurlike krag van God wil beweeg, gaan God jou laat goed doen wat nie vir jou sin maak nie. Jy sien, ek wil ander mense se planne try. Hierdie ou sê, hierdie ding sal depressie oorwin, en daai ene sê, hierdie kursusie sal hierdie en hierdie goede, dit maak vir my sin. Dit lyk vir my. Daar is net een naam wat kan verlos. Daar is net een naam wat kan heel maak. Beteken dit ek moet niks doen nie. Nee, dit beteken kom net eers by hom uit, sodat jy jou vertroue in hom kan sit, en you put your trust in Jesus, and whatever he tells you to do, that Lord I will do, and only this, even if it doesn't make sense in my life. Jy moet ons snaakse goed doen, om bonatuurlike, jy sien, want natuurlik, as jy natuurlike goed doen, gaan jy natuurlike goed kry. Maar as jy goed doen wat nie natuurlik sin maak nie, then you start to move in the supernatural, trusting God. Om God te vertrou beteken nie ek weet alles, ek verstaan alles nie. Om God te vertrou sê Here, niks maak vir my sin nie. Maar ek vertrou die Here. Here, ek verstaan nie wat nou in my lewe aan die gang is nie. Ek verstaan nie hierdie storm nie. Ek verstaan nie eers hoe om te bid nie. Maar nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my I'm trusting God. Lord, ek is in 'n droë seisoen van my lewe en ek weet nie eers hoe om te bid nie. Dis okay, die woord van die Here sê ons weet nie altyd reg om ons moet bid nie, maar net so ook om die Gees van God my swakhede te help wat vir my intree met onuitspreeklike sigtinge. Halleluja. Ek wil vir jou sê God het reeds voorsiening gemaak vir my tekorte, want as dit van my afgehang het, dan sal ek dit nooit gemaak het nie. But God has brought provision. Hy het die voorsiening gemaak sodat ek in die woestyn kan vrug dra. En as net een ding, God vra dat ek moet iets doen. En wat is dit? 'n Slootgrou vir die water? Nee. Op my knieë gaan en roep vir die reën. Sê nee, vertrou my net. Jou vertroue in my sal wees soos 'n boom. Hy sê nie vir jou wees 'n boom by die water geplant nie. Hy sê nee, vertrou my en laat my vertroue, laat ek jou vertroue wees, dan sal jy wees soos die boom. Jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome en jy sal vrug dra. Maar waar lê ons probleem? Hy sê bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? My hart is baie keer my grootste probleem, of die gedagtes van my hart. Ek is baie keer my grootste probleem, want ek probeer alles verstaan en uitredeneer, en ek wil weet hoe gaan God dit doen, en wanneer gaan hy dit doen, en alles, en dan wil ek hom nog help ook met raad. Here, as u nou dit so doen, is u nou so met my man werk, of is u nou so met my vrou werk? Weet jy wat ek al agtergekom?
As ek wil hê die Here moet iets in my verhouding doen, dan moet ek vir die Here sê begin by my. Verander my. Baie mense bid, Here verander my vrou, verander my man, Here. Jy bid jou hele lewe dat hulle moet verander en dan kry jy dit skielik reg. En dan sê jy is nie meer die ou met wie ek getroud is nie. Jy jou hele lewe getrou, maar ek praat dan nie van ten goeie nie. Maar baie keer, we don't want to change. En ek dink ek voel so gelei om dit net te noem. Daar was hierdie jong seun, dis net 'n vergelykenis. Nou nie rarig nie. Jong man wat getroud is en hy kom nie oor die weg met sy vrou nie. En hy gaan na sy pa toe, hy sê, pa, ek wil nie skei nie. Maar ek wil ontslaa raak van hierdie vrou. Ek wil hê sy moet net stilletjies iets oorkom. Help my, want om te skei gaan ek goed verloor, en ek het nie lus vir laat sy net stilletjies heen gaan. Help my met dit. Sy pa sê, okay, wag net so 'n bietjie, ek wil net gou iets in die kamer gaan haal. En hy's daar in die kamer en hy kom terug met so 'n sakkie wit poeier. En hy sê vir sy seun, my seun, jy vat elke oggend 'n teelepeltjie, 'n halwe teelepel van hierdie wit poeier, dan strooi jy dit nou, meng dit in na yoghurt in, gooi dit oor aan bytpap, roer dit net deur, laat sy dit nie agterkom nie. Jy sê, maar die geheim is dat jy gaan haar in hierdie tyd baie mooi moet hanteer. Jy mag nie met haar beklei nie, jy mag nie met haar lelik wees nie, jy mag nie negatiewe goed met haar doen nie, want dan gaan almal weet, as sy iets oorkom, hier is 'n slang in die gras, want jy het gefight. So jy gaan vir haar met blomme koop, jy gaan vir haar met chocolates koop, jy moet haar uitvat vir 'n date night, jy moet haar bederf. Jy sê nou, okay, dit klink vir my, ek kan dit doen. En so het dit begin. Elke oggend meng hy die wit poeier deur, maar hy vertel vir haar hoe mooi sy is. En hy vertel vir haar hoe hy haar waardeer, en hy koop vir haar blomme, en hy bederf haar. En so 2 maande het verbygegaan, en hy storm by sy pa se huis, en hy sê, pa, asseblief, jy moet my help. Sê, wat is dit met? En hy sê, hierdie vrou is die wonderlikste vrou, sy is die vrou op wie ek verlief geraak het. Ek wil nie sy moet doodgaan nie, is daar 'n antidote vir hierdie goed, want ek kan nie laat sy doodgaan. Sy is 'n wonderlike mens, sy het net so verander. En sy pa sê, my kind, daai poeier is niks anders as baba poeier. Maar ek het geweet, as ek vir jou sê verander, gaan jy nie wil verander nie. En toe hy verander sy. En die geheim lê daarin baie keer, dat ons wil hê God moet goed oral om ons verander, nie net in ons huwelik nie, of in ons verhoudings nie net by my werk nie. Baie keer wil ek hê, Here, doen iets omtrent die droogte in my lewe. Baie keer wil ek hê, Here, verander hierdie situasie. Here, doen net iets in my kinders se lewe. Here, verander net iets hier, maar ek wil nie verander nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat God wil baie keer eers sê, dat iets in my moet verander, sodat strome van lewende water weer uit my binnekant uit kan vloei. En ek wil dit vanmôre vir iemand sê, God sê, ek wil by jou begin vanmôre. Ek wil by die seer by, want jy wil sê, Here, vat hierdie goed weg, sodat ek nie meer seer kan hê nie. God sê, ek wil jou heel maak, sodat jy 'n boom kan wees, wat geplant is by die waterstrome, sodat ek kan verheerlik word oor hierdie dinge. Wanneer 'n boom vrug dra in die woestyn, dan is dit net God wat kan eer kry daarvoor. Wanneer ek vrug dra, wanneer dit goed gaan, dan kan ek eer kry. But God said, I want to be glorified in the storm that you are going through. En God sê vanmôre, ek het nie die storm gestuur nie, ek het nie die droogte gestuur nie. Moenie dink dat dit waardeur jy gaan van God afkom nie, want elke goeie gave kom van die Here af. Maar God says, I want to do a miracle. Ek wil 'n wonderwerk in die woestyn van jou lewe doen vanmôre, maar ek wil hê jy moet my weer vertrou met die strome van lewende water, but I want to start with you. Iemand dis vanmôre, jy sê, Here, begin by hulle. Jy het hier ingekom, Here, verander net
Want ek kan nie meer nie. God sê, okay, maar gaan by jou begin. Die moeilikste ding is wanneer God jou begin konfronteer oor goed wat jy in jou lewe toegelaat het. Dinge wat nie daar moet wees nie. Situasies, ongeloof, twyfel, goeders wat ingekom het. En is nie altyd net, ja, maar jy het verkeerde goed gedoen nie. Partykeer het ons net toegelaat dat die storm om ons in ons kom. Partykeer was dit net die Here, my bootjie sink. Maar ek wil vanmôre vir jou sê dat God, hy is dieselfde Jesus. Hy is die God wat stukkende mense heel maak. Hy het nog nie verander nie. En hy deursoek die hart en hy toets die niere om aan elkeen te gee volgens die vrug van sy handelinge. En God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat sê, Here, niks in my lewe maak meer sin nie. Ek het ook nie eers meer raad om vir God te gee, wat ek dink, hoe kan hy dit heel kry nie. Ja, ek het al baie keer vir die Here gesê, Here, as U nou hierdie ding so doen, dan gaan dit vir my werk. Dit klink na 'n goeie plan, en nou as U nou my plan vat, en dan word dit nou 'n goddelike plan. Dan kom die Here sê, nee. Jou plan is tydelik, myne is ewig. Jou planne is kortsigtig. Jou planne hou net 'n rukkie. Maar my plan sal tot in ewigheid hou. En ons wil baie keer planne maak, en ek het al baie planne gemaak, glo vir my. En my planne het my baie keer net laat voel, ek gaan verder van God af. Johannes 4 vers 13 en 14, Johannes 4 vers 13 en 14. Jesus antwoord en sê vir haar, dit is toe die vrou daar by die put is, en sy skep water, en hy kom by haar, en hy sê vir haar, gee vir my van bietjie water dat ek kan drink. En hy toe met haar deel oor die ewige, of oor die strome van lewende water. So ek gaan nou nie die hele gedeelte lees nie, maar Jesus sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, die wat sy nou skep, sal weer dors kry. So as jy skep by jou eie put, by jou eie planne, by jou eie voorsieninge, daar waar almal skep, almal se raad, almal kry daar water. Kom drink hierso. Weet, party kerke het 'n put geword. Nee, ek het my put. Ek het my pastoor en ek het my kerk. Ons skep daar water. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy by 'n pastoor water of by 'n kerk water skep, het jy 'n probleem. Dis hoekom baie ouens dors het, so die oomblik as hy by die kerk uitstap, is hy weer dors. En dan moet ek nou nog ergens, as ek net by Woensdag se bid hier uitkom, dat ek net weer kan drink. Nee man, jy kan nie van die pastoor afdrink nie. Die pastoor raak ook moeg om vir almal te voer met 'n lepeltjie. Nou nie hier daar oor see, is nie hier in Leidenburg. Dit van baie mense wil nie self gaan drink by die strome in. En hulle sit hulle vertroue op 'n pastoor, hulle sit hulle vertroue in 'n kerk, hulle sit hulle vertroue in 'n mens. En solank as wat die mens kan doen wat ek wil hê, is ek happy. En as die ou nou nie meer vir my kan help nie, dan is dit dan nie meer 'n goeie put nie. Met 'n ander put kry, hierdie water is nou bitter. Maar ek gaan nou nie so een lei of nie. Hier is nie verskillende putte nie. Prys die Here. Mag die Here ons help om weg te kom van putte af en by strome van lewende water uit te kom. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons antwoord lê by Jesus. My antwoord lê nie by 'n pastoor. Hierdie pastoor kan vir jou niks doen nie. Ek is maar net 'n kanaal wat God gebruik. But I'm nothing. But my Jesus is everything. En ek sê nie dis fout wanneer God ons saamvoeg en ons saam kom drink aan strome van lewende water nie.
Maar ons moet nie drink uit 'n ander put uit wat nie van God af is nie. Maar Jesus sê vir haar, almal wat van hierdie put drink, van hierdie water, hulle gaan weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. We need the Holy Spirit more than ever. Ons het nie nog kerkprogramme, ons het nie nog beradingssessies, ons het nie nog hierdie goed. We need Jesus now more than ever. We need the Holy Spirit now more than ever. En as die mens maar net weer wil terugdraai na God toe, en nie na 'n kerk toe, en na 'n pastoor toe. Ek wil of niks vanmôre vir jou sê, ja, God het ons hier geplaas as herders, maar daar is geen middelaar tussen die mens en die Here buiten Jesus Christus nie. He is the only way, He is the truth, He is the light, He is the door, en hy is die enigste een wat kan doop met die Heilige Gees. Hy is die enigste een wat die water van die lewe kan gee. En baie van ons bly in droogte, want ons hardloop van put tot put. Ons hardloop van oplossing tot oplossing en van raad tot raad. Ek het al gesien hoe mense na ander dorpe toe agter profete aantrek. Nou, daar's nou 'n profeet daarso. Kom ons gaan hoor wat sê hierdie profeet. Daar's nou, ek sê nie daar's fout daarmee nie. God het ook profete gegee, maar die vyand stuur ook maar valse profete. So, jy moet maar versigtig wees. En ek was alself daar, waar ek na 'n konferensie toe gegaan het, met die hoop dat ek God daar gaan kry. En toe was God al die pad in Leidenburg ook. En toe kry ek nie daar nie. Hoekom het God dit nie daar? Kon hy dit vir my daar gee? Ja, maar my hart was gerig op die persoon wat God gebruik het en nie op Jesus nie. Jy moet dit verstaan vanmôre. God gee ons om mekaar te bemoedig, mekaar te onderskraag en mekaar soms te bestraf, en ons is deel van die liggaam en ons moet saamtrek, maar ons vertroue moet in die Here wees. My verhouding, ek wil vanmôre vir jou sê, geen kerk, geen pastoor kan jou red nie, geen organisasie, net omdat jy in die kerk is, gaan nie jou hemel toe vat nie, en net omdat jy kan elke diens van elke prediker in die reg oor hierdie land luister, it will not change you until you drink from Him, until dat jy 'n ontmoeting het. Ek wil vanmôre vir jou sê, we need an encounter with Jesus once again. We need to turn to Him once again. En in my persoonlike lewe moet ek dit verstaan vanmôre, dat hy staan gereed om te help. Maar ek moet dit verklaar vanmôre, Here, I'm not trusting anything anymore. As dit nie van God afkom nie, soek ek dit nie. As dit nie van die Here af is nie, ek soek nie counterfeit nie. Ek soek nie heilige water wat gebottel is deur iemand nie. Ek soek nie springwater met 'n kerk se stiekertjie op nie. Nee. Ek soek die strome van lewende water. Waar kry ek dit? By Jesus. Kry dit by Jesus. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek moet net weer kom met die attitude en weet dat hy sê kom. Ek gee dit, maar jy moet drink. Jy moet die geloof staat. Johannes 6, vers 35 tot 39, en ek haas my om klaar te maak. Hy sê, en Jesus sê vir hulle, ek, Johannes 6, vanaf vers 35, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, wat is die geheim? Kom na my toe. Wat moet ek doen? I need to come. Dis ek honger, ja, maar ek moet weet ek gaan eet. Nee, ag, hy sê nie kom en kom betel vir brood nie. Ag, Here, asseblief. Hy sê nee, kom, as jy honger het, kom. Ek wil vandag vir jou sê, as jy honger het, en iemand sê vir jou, kom eet gou. Jy gaan nie aan die tafel sit sê, mag ek nie maar eet nie, jy gaan sê, dankie. Ek is so honger. Nee, my kinders nie 2 keer nooi om kos te eet as hulle honger is nie.
Jy wil sê, kos is klaar. It's dangerous. Hulle is honger, so hulle wil eet. Verstaan jy, daar die honger. En Jesus sê, as jy honger het, kom. Nie kom, ag Here, ek weet nie of die Here my wil help nie. Ek weet nie of die Here vir my iets wil doen nie. Ek weet nie of die Here my hoor nie. Ag, ek weet nie of ek nou al hierdie trane, ek wil vandag vir jou sê, God word nie beïndruk deur jou trane nie. Sê nie, hy gee nie om as jy huil nie. But God moves with faith. Hy sê, hulle wat na God toe gaan. Hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. En weet jy hoe weet ek dat God word nie beïndruk? Ek bid op 'n stadium en ek soek die gawes van die Heilige Gees en ek soek 'n encounter met die Here en ek huil my oë uit en ek sobat en ek sê, ag Here, asseblief, wil U nie vir my dit gee nie. Ek het vir 3 dae gehuil voor God. Ek het nie een ontmoeting gehad nie. Totdat ek kan sit by Jesus se voete en sê, Here, ek kom sit net vanmôre. Wat ook al U vir my wil gee, vat ek. En ek kry die wonderlikste tyd in die teenwoordigheid van die Here. Waar God het vir my gegee het, al van die begin af. Ja, my wou gehad het, ek moes my tantrum klaar gooi. Ek gooi ons in hierdie geestelike tantrums. Nobody loves me, ek weet nie, everybody hates me. Daai geestelike tantrums, en dis nie 5 nie. As jy vanmôre sê, ek weet waar my hulp vandaan kom. Ek weet waar ek kan gaan eet. Ek weet, hy sê, as jy honger het, kom. Want ek is die brood van die lewe. En jy sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Maar ek het dit vir julle gesê, dat julle my gesien het, en tog glo julle nie. Al wat die Vader my gee sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. As jy na Jesus toe gaan en jy het honger, sê vir jou, ek is die brood, kom eet. En as jy kom, ek gaan jou nie wegjaag nie. En ek sal jou nie uitwerp nie. Moenie ooit dink God sal jou wegwys as jy om te kom in geloof en sê, Here, help my. Maar ek hoef nie al hierdie goetertjies te doen nie. I just need to come like a child and believe and trust. Hy sê, ek sal jou nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. Jy sal nie verlore gaan as jy na hom toe kom nie. Laaste skrif, ek sluit met hom af, Matteus 11 vers 28 tot 30, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir jou siel. Want my juk is sag en my las is lig. Jesus het dit nie vir my moeilik gemaak om gehelp te word nie. Ons het dit moeilik gemaak. Jesus het dit so, hy het al die moeilik op hom gevat. Hy het die moeilike deel gedoen. Hy het die straf gevat, hy het die vloek gevat, hy het die siekte gevat, hy het die kruisiging gevat, hy het die verwerping gevat, hy het alles gevat, sodat ek gehelp kan word. Wat moet ek doen? I just need to believe. Hy wil my help. Hy het nêrens gesê, kom verduidelik eers gou eers wat gaan aan, dat ek jou kan help. David skryf dit, hy sê, Here, ek kom nog van ver af, en U ken my geheel en al.
Ek het nog nie eens gesê wat my binnekant aangaan nie, en u weet presies. Hoekom? Want hy sê daar aan die ander, hy deursoek die hart en toets die niere, om aan elkeen te gee. En wanneer jou hart reg is met God, en weet jy wat ek dink ons probeer baie keer te hard, en dan voel ek teleurgesteld, want ek sit vir myself geestelike voorwaardes om gered te word, om gehelp te kan word, of dat God my moet kan hoor, en dan kan ek nie by daai geestelike mylpale uitkom nie, en dan voel ek het God geval. Ons maak dit moeilik om by Jesus uit te kom, en hy het dit so maklik gemaak. Beteken dit dat ek gaan bly soos ek is? Nie, hy gaan die werk kom doen, ek moet eers by hom uitkom. Kom net eers. Ek wil vanmôre vir jou sê, soveel van ons sit vanmôre en ons voel so ver van God af, omdat ek het al in my eie lewe, het ek gedink, Here, as ek miskien dit doen en dit doen, hierdie week gaan ek nou so begin bid en dit, en dan gaan ek nader aan die Here kom. Nee, jy moet net eers nader aan hom kom, en dan sal jy weer leer om te bid. Ons doen dit agterste voor. Miskien as ek meer Bybelstudie en goeders gaan doen, gaan ek nou nader aan die Here kan kom. Nee, spandeer tyd in sy teenwoordigheid, en jy sal weer die woord lus kry om te lees. Want weet jy wat, hierdie vleesmens wil nie Bybel lees. Hierdie vleesmens, hy like nie van bid nie, hy like Facebook. Jy kan vir ure Facebook, vat jou Bybel. Slaap nie. Jy kan vir ure oor enige ding praat, bid vir 10 minute. Want die vlees wil nie. Maar as jy deur die gees van God die werk van die vlees doodmaak, sal jy lewe. Waar lê die geheim? By strome van lewende water. Ek moet net eers weer kom, en al sit ek net by sy voete. Nie in ongeloof nie, maar Here, ek vertrou U. Ek vertrou U met my stikkend. Ek vertrou U met my seer. Om God te vertrou beteken nie ek is heel nie. En ons wil baie keer eers regkom. Ek het al baie ouens gehoor, pastoor, ek wil net eers my lewe regkry, en dan sal ek weer kerk toe kom. Sê, well, good luck met daai, en dan weet jy, gaan jy dit regkry nie. Nou, time. Ek wil net eers dit 'n ander oom te kom eendag genooi, sê, kom bietjie kerk toe, maar jy gaan dit geniet. Ja, maar ek hou nog van my biertjie by die braai. Net eers my biertjie los, en dan sal ek begin, nou nog weer die kerk uitgekom, is al 8 jaar. Jy kan nie verander sonder God nie, hy verander. Kom jy net eers by die strome van lewende water uit. Kom jy net eers by Jesus uit. En ons weet dit, maar hoeveel keer in jou eie lewe het ek en jy al probeer, en sê, Heer, miskien as ek nou eers dit en dit doen, dan gaan ek weer. En dan voel ek sleg, want ek kry nie dit reg nie. Jy kan nie jouself red nie, jy kan nie jouself verander nie, al wil jy. Dis net die Here wat jou kan help. Kom net eers by hom. En moenie laat die vyand jou weghou van die grootste gebeurtenis in jou lewe, en dit is om te drink, om by Jesus uit te kom. Daar is iets wat net Jesus kan doen. Dis net hy wat kan red, dis net hy wat kan verlos, dis net hy wat kan heel. En ek wil vanmôre vir jou sê, en ek gaan afsluit nou, die Here praat vanmôre met mense in hierdie plek wat moeg en moedeloos voel, want elke poging wat jy probeer het nie gewerk nie. Jy voel, Here, waar is U? Die Here vra vanmôre vir jou, vertrou jy my genoeg om jou seer en jou stikkend en jou storm vir my te kan gee, sonder om vir my te sê wat ek daarmee moet maak. Ons wil God vertrou wanneer ek weet wat die uitkoms is.
Dan sit mos nie vertroue nie. As ek nou mos weet wat dit gaan gebeur, het ek nie geloof nodig nie. Maar 5 is juis, geloof is juis dit, ek nie 'n klou nie, maar ek weet hy gaan. En dis wat God vanmôre vir jou vra. Trust me. Not only in good times, but also in your struggle. Staan op jou voete saam met my. En ek wil hê net daar waar jy is, kom vanmôre met blydskap na God. Al is jy stik en sê, Here, dankie dat ek vanmôre mag kom. Ek is nog nie reg nie, ek is nog nie okay nie, ek is dalk nog nie heel nie, ek is nog nie waar, ek weet God my wil hê nie, maar al wat ek nou moet wees, is ingeplant by die water. Al wat ek nou moet wees. Jy hoef nie te worry hoe gaan die blad groen bly nie, jy hoef nie te worry hoe gaan die vrug kom. Al wat die Here wil hê is just trust me. Vertrou my net genoeg om in alles te gee. Vader, ek het die woord gebring soos wat U dit op my hart gelê het. En ek vra dat U deur U Gees vanmôre mense sal help om hierdie las wat hulle het, waar die vyand en onsself ons gebring het op 'n plek om te dink dat God sien ons nie raak nie, of ek weet nie meer om by God uit te kom nie, of ek al hierdie dinge, en help ons om vanmôre met blymoedigheid na U toe te kan kom en sê, Here, ek is honger. Here, ek is dors. Maar dankie dat ek kan kom eet vanmôre. Dankie dat ek kan kom drink vanmôre. Here, dankie dat ek dit nie hoef te verdien nie, maar U dit gee vir elkeen wat vermoeid en belas is. Almal wat vanmôre deur storm gejaag is, almal wat net nie meer kan nie, kan net vanmôre kom en aansit by die grootste tafel wat die ewigheid ooit gedek het, en dit is Jesus. Dat ons sal eet en dat ons sal drink, dat ons sal een wees met die Here vanmôre. Vader, dankie dat U herstel bring in verhoudings met U en die mens vanmôre in hierdie plek. Dankie dat elke leuen van die vyand nou weggevat word. Dankie dat die rustigheid, die vrede van die Here net vanmôre kan inkom. Dankie dat ons net vanmôre net geliefd kan voel. Net kan weet U is lief vir ons. Dankie dat ons dit net kan kom geniet in U teenwoordigheid. Dankie dat ek kan ervaar dat hoe liewe Jesus vanmôre net sy arms om mense slaan en net sê, ek het jou so lief. Ja, ek het jou so lief. Ek ken jou hart. Ek verstaan waardeur jy gaan. Maar dankie dat jy bereid is om my te vertrou met dit. Dankie dat jy bereid is om my te vertrou met jou seer. Dankie dat jy bereid is om my te vertrou met jouself. Maar jy moet release vanmôre. Release net vanmôre. Dankie Here. Ons gee alles oor in die hand van die Here. En dankie dat hierdie week 'n ander week gaan wees. Hierdie gaan 'n week wees van groen blare, al is daar woestyn. Hierdie gaan 'n week wees waar vrug weer gaan uitkom. Hierdie gaan 'n week wees, Here, waar dors geles gaan word en honger gaan tot niet gaan. Hierdie gaan 'n week wees van geestelike deurbrake. Ons gee aan U die eer, die lof, die dank en aanbidding in Jesus se mooi naam. Amen.